Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Dinsdagoggend. Ja, ons gaan voort met Jesaja 25 vanaf vers 10. Ja, die hand van die Here rus op hierdie berg. Maar Moab word daar waar hy is vertrap, soos strooi vertrap word in 'n mishoop. Moab sal sy hande uitstrek in die strooi, soos 'n swemmer sy hande uitstrek om te swem. Maar die Here sal sy hoogmoed in vernedering verander, ondanks die vaardigheid van sy hande, die versterkte stad, die toevlugsoord van jou stadsmure, laat hy tuimel, haal hy neer, gooi hy neer op die grond tot in die stof. Vriende, wanneer ons hierdie gedeelte lees, moet jy dit saam lees met die vorige gedeelte in hoofstuk 25, waar die ongelooflike mooi beeld was van hierdie feesmaal en God wat al die trane kom afvee. Wat hierdie verse wil beklemtoon, is dat alle teenstand teen God word uit die weg uitgeruim. So Moab dien hier eintlik as beeld vir almal wat teen God kom staan. Want onthou, toe die volk daar deur die woestyn getrek het en hulle op pad was om die beloofde land in te neem, toe wou die Moabiete hulle gekeer het. So hulle het simbool geraak van in die pad staan van God se plan. En daarom sê die Here, hierdie hoogmoed van dink jy kan God se planne verydel, jy kan in die pad staan van God se planne. Dit kom vernietig en hy verander dit in nederigheid. Niks kan teen God staan nie. Dalk is dit 'n troos wat ek en jy ook maar weer 'n keer moet hoor. Amen. Here, baie dankie dat ons ook hierdie teks mag lees. En ja, Here, help ons om in hierdie troos vas te hou, dat niks kan teen u planne staan nie. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en ook 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.